Goeiemôre, dis die 3de Maart, 7:00 die oggend, Central Tyd Amerika, hier in Middle Tennessee. Ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV, en ek wil net rapporteer oor die Iran-oorlog. Die grootste vraag bly, hoekom Iran? Hoekom nou? Wat is aan die gang? So eerste ding wat mense moet verstaan, die oorlog is nie teen die Iranse populasie nie. Die grootste deel van Iranse populasie is gewone mense soos ek en jy, vrede-liewende mense. Mense wil net elke dag 'n lewe maak, jy weet, werk toe en skool toe, kinders groot maak en hulle plek in die samelewing wil hê. Maar ongelukkig word hulle nou al vir 40 jaar onderdruk deur die islamitiese terrorisregering wat lê, daai regime van die Ayatollah, wat hulle al onderdruk vir meer as 40 jaar. En hulle hoofdoel van die Ayatollah en sy regime is om sy extremist moslim geloof op die populasie af te druk. En nie net die populasie nie, ook alles rondom hom. Daarom kom dit al uit sy eie mond uit, Ayatollah sy eie mond uit, gereeld in toesprake, death to America, death to Israel. En dis hulle poging, dis wat hulle wil doen. Dis die hoofrede hoekom hulle probeer om nukleerwapens te bou, want sodra hulle in kon kry, wil hulle dit onmiddellik op Israel gebruik. Net om daar te begin. Intussen gebruik hulle al die geld wat hulle inkry deur olieverkope en die geld wat daai dames Obama vir hulle gegee het om Kammersdag nie wapens te bou nie, sy het vir hulle geld gegee. Hulle het die geld net gevat en missiele gebou. Drones en missiele, long range missiele, ballistic missiele. Hoekom bou hy sulke baie goed? Hoekom? Want hy het dit in Israel gebruik. So die oorlog gaan teen die islamitiese terrorist regime. Maar hulle is ver van Amerika af. Ja, dis so, hulle is ver van Amerika af, maar mense vergeet vinnig hoe baie aanvalle hierdie Iranse regime op Amerikaanse burgers al gedoen het, geloods het, spesifiek Amerikaanse soldate. Hulle het ambassades aangeval. Onthou hulle het in die 70's het hulle mos vroeg 80's het hulle hostage geneem, 400 of nie 400, 'n klomp Amerikaanse personeel in die Amerikaanse ambassade in Iran, het hulle vir 400 dag gevange gehou. Daarna het hulle, dit was nie 80's gewees, daarna het hulle plekke aangeval waar Amerikaanse soldate dood is, in Beirut en ander plekke, weet. So, die aanvalle is nie net teen Amerikaanse soldate nie, maar is ook veral op Israel, en hulle gebruik hulle proksies, hulle fonds terroristorganisasies reg oor die wêreld. Dis wat Iran sy islamitiese regime se groot rol was. Nou ja, dit het nou gestop. Dis waaroor die oorlog gaan. Die oorlog gaan om hy slang se kop af te sny. En hoekom gaan die oorlog nog voort? Onthou die heel eerste stryk het hulle al die Ayatollah uitgehaal en klomp van sy leiers. Maar hulle het nog steeds beheer gehad oor hulle weermag. So daarom gaan die weermag geneutraliseer word. Hierdie stryks gaan aanhou tot die weermag nie meer 'n effektiewe weermag is nie. Hulle het klaar die meeste van die Iranese vloot uitgehaal, wat die olie skepe en goed in die Strait of Hormuz bedreig het al vir jare, en die wêreldkommers wat daar deurgaan, gevange gehou of hostage gehou met hulle aksies daarso, dis nou weg. Hulle vloot is gesink, meeste van hulle skepe, as al 11 skepe gesink, hulle gaan die vloot totaal verwoes. Hulle gaan die war capability van Iran verwoes, hulle gaan veral die plekke verwoes waar daar ballistiese missiele gebou en gemaak en gestoor word en vanaf gevuur word. En sodra al daai vernietig is, die Iranse weermag nie meer die geveg vermoë het nie, dan is die doel bereik en gaan die oorlog stop. So maklik soos dit. Hooplik is die populasie wat nou bevry is, soos ons sien, wat al in die strate gedans het toe hulle hoor die Ayatollah is dood, hooplik kom hulle op 'n maak hulle eie regering en vat oor hulle eie land en ran dit soos dit was, toe dit nog Persië was, voordat die Ayatollah en sy islamitiese terroriste oorgevat het. So dis waaroor die oorlog gaan. Ek is Morne Botha, vir Koepel TV, regstreeks hier uit Middle Tennessee uit. Baie dankie.